Vriende, kom ons sit net so, dan gaan ons net saam bid. Hemelse Vader, ons eer en ons dank U dat ons vanmôre na U kan nader, die God wat hemel en aarde geskaap het. Baie dankie vir Jesus Christus, ons Heiland, ons Verlosser, ons Heer, die een wat ons van ons sonde kon vergewe het met sy kosbare bloed. En dankie vir die Heilige Gees, die Gees van wysheid en insig wat ons ook lei deur die woord in die volle waarheid. Vader, baie dankie dat ons vanmôre kan saam wees in U naam. Here, ek neem nie vanmôre van selfsprekend aan dat die mense vanmôre hier is nie. Ons dank U dat U in hulle harte gewerk het om hier te wees en dat U die begeerte gewek het, Here, om saam met ander kinders van die Here saam te kom in hierdie plek van aanbidding. En ons wil in hierdie môre sê, loof die Here o my siel en alles wat binne my is. Loof sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Vader, ons dankie dat U ons deur nog 'n week gedra het. Ons dink aan ons land en ons besef, dis seker die gevaarlikste land in die wêreld. Ons sien, Here, hoe alles agteruit gaan. Ons sien die korrupsie in ons regering. Ons sien die haat en nait onder mense van alle bevolkingsgroepe. Ag Here, en ons bid dat U Heilige Gees deur die waarheid van die woord harte en lewens sal verander. Ons bid vir ons regering, Here, dat U ons leiers sal red. Dat hulle sal besef dat die posisie waarin hulle is, deur U daar gestel is, en dat elke leier ook eendag voor U rekenskap sal gee. Skenk genade, Vader, dat hulle by die kruis sal uitkom. Ook vir hulle, Here, wat in ons polisie is, in ons deel van ons justisie. Ons besef, Here, dat daar 'n geweldige agteruitgang gekom het. En die groot rede is, omdat die waarheid van God se woord nie meer hoog geag word en deurgegee word aan mense nie. Ons dink so aan ons skole, ons universiteite, ons dink aan die kerk van Jesus in Suid-Afrika. En ons dink aan alles wat vandag van kansels gepredik sal word onder die vaandel van Christendom, wat eintlik niks met Christendom te doen het nie. En daarom pleit ons, Vader, vir herlewing. Ons bid dat U asseblief opnuut ons land Suid-Afrika sal kom besoek. Ons het nie 'n gebrek aan brood en water nie, maar ons het 'n gebrek aan die waarheid van U woord. En daarom pleit ons vanmôre as gemeente dat U deur U Gees harte en lewens sal verander. Ons dink aan daardie baie besondere gedeelte in die boek Esegiel waar hy hierdie dooie beendere gesien het en U het vir hom gevra, Esegiel, dink jy hierdie bene kan weer lewe kry? En hy het gesê, Here, U weet. En die volgende oomblik was daar hierdie geritsel en die bene het bymekaar gekom en Here, U het later lewe in daardie bene geplaas en dank ons U dat U die een is wat lewend maak. Here, daardie gedeelte ook in Esegiel, sê Esegiel, dat die volk in hulle bloed gespartel het en U het gesê, leef. En ag Here, ons dink aan daardie pragtige lied wat sê, deur te sien op die kruis, is daar lewe en heil, is daar lewe vir jou en vir my. Sien, gelowig op hom word gereinig en leef, want verlossing bied Jesus jou vry. Ons pleit by U Vader dat U Gees werksaam sal wees, ook in ons midde vanmôre. En dat ons nie net die woord sal hoor vanmôre nie, maar dat ons sal uitgaan om hierdie waarheid te proklameer. Om, Here, met oorgawe verander te sê, daar is een God, daar is een weg na God, dis deur Jesus Christus. En daar is een Gees, die Gees van God, wat die lewendmakende Gees is wat ons lei in die waarheid. Mag ons met groot vrymoedigheid hierdie waarheid verkondig. Dat ons nie sal skaam wees oor dat ons glo of skaam wees vir die een aan wie ons behoort nie. Maar dat ons ambassadeurs van U sal wees, skynende ligte in hierdie donker wêreld. Ek bid vir hierdie gemeente, Here. Ek bid vir hulle wat inluister en wat bely hulle behoort aan U, wat op verskillende plekke vanmôre geplaas is. Here, mag ons na U biddend nader en mag ons in die krag van U Gees hiervandaan vertrek, om dan ook sout van die aarde te wees. Ag Here, gee genade. Ons bid hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat ons besef ons is diep afhanklik van U. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. En dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Dan sy vriende, ons gaan vanmôre aangaan met ons reeks uit die boek Genesis. Nou vanmôre is daar 2 gedeeltes. Nou dink u seker weer, hy's nou alweer terug by Genesis 1. Ons het nou al by 5 uitgekom en nou is hy alweer by 1.
Maar verdra my asseblief, want ek moet vanmôre bietjie met u praat en ook volgende week oor die gedagte van Christus in Genesis. Nou vanmôre gaan amper in die vorm van 'n lesing wees, want daar sekere aspekte wat ek nie wil mis nie. Maar ons gaan bietjie praat met u oor die gedagte van Christus in Genesis, en ons gaan bietjie kyk na wat die Here vir ons wil kom leer uit sy woord, en in besonder oor wat die Here vir ons wil kom leer oor die gedagte van Christus in die boek Genesis. Nou, daar is so baie verwysings na Christus in Genesis alleen, dat ek dit nie vanmôre in een boodskap sal kan hanteer nie. So, vanmôre omdat ons nagmaals geleentheid is, en ons vanmôre die dood van die Here herdenk, gaan ons vanmôre bietjie stil staan by die gedagte van Christus as skepper, en Christus as redder, wat in die boek Genesis na vore kom, en volgende week sal ons dan bietjie uitbrei op hierdie tema, en ons lees vanmôre dan net 'n paar verse saam uit Genesis 1, en dan Genesis 22. So kom ons lees saam, daar staan, in die begin het God die hemel en die aarde geskape, en die aarde was woes en leeg, en duisternis is op die wêreld vloed, en die gees van God het gesweef op die waters, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. En dan Genesis 22, na hierdie ding het God Abraham op die proef gestel, en dan hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isak, en ga na die land Moria, en offer hom daar, as brandoffer op een van die berge, wat ek jou sal aanwys. En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met eens 'n ram, wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het, en Abraham het gegaan en die ram geneem, en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. Nou ek het net hierdie paar verse gelees, juis omdat dit van toepassing is op ons boodskap van vanmôre, en juis om die tema uit te brei, Christus in Genesis. Nou vriende, soos reeds vermeld het ek gesê, dat ons vanmôre bietjie gaan praat oor hierdie baie besondere tema, juis omdat ons vanmôre die dood van die Here herdenk, en ons bietjie gaan terugkyk na die gedagte van hoe die Here Jesus Christus in die Bybel van Genesis tot en met Openbaring na vore kom. Ons lees daar in Johannes 5 vers 39, Jesus praat nou met die kerklui van sy tyd, die fariseërs, sadiseërs, die mense wat gereken het, hulle ken God se woord, maar hulle het God nie lief gehad nie, en daarom het hulle Christus verwerp, en die Here sê vir hulle, julle ondersoek die skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewig lewe het, en dit is die wat van my getuig, vers 40, en julle wil nie na my toe kom, om die lewe te hê nie, maar as julle Moses geglo het, sou julle my glo, want hy het van my geskrywe. Baie interessant is, Moses het die eerste 5 boeke van die Ou Testament geskryf, en wie kan gou vir my sê, noem dit gou vir my, Matteus, Markus? Nee, okay. As julle lag, weet ek, julle weet, dit is eintlik Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium, deur Moses geskrywe. En die Bybel sê dat Jesus sê vir die kerklei dat hierdie 5 boeke van Moses en dan die profete handel oor hom. U sien, die Bybel gaan oor Christus. Daar is baie mense wat die skrifte ondersoek om 'n fete met 'n ander mens te begin. Hulle wil vir ander mense sê, luister man, ek wil net gou vir jou vertel hoe werk die Bybel. Jy lyk my is te onnoosel om te verstaan wat in die skrif staan, of ander mense maak van die skrif een of ander mystiese boek waar hulle een of ander boodskap van God kry, een of ander geheime iets kry, en eintlik waaroor die Bybel gaan is, dat ons sal sien dat Christus van Genesis tot en met Openbaring afgeskilder word as die een wat sou kom om te lewe, om te ly, om te sterwe, om op te staan, om eendag weer terug te kom en te oordeel. U sal onthou, nadat Jesus gesterwe het en opgestaan het, was daar manne op pad na Emmaus. Ons praat van die Emmausgangers, Lukas 24. Hierdie 2 manne het met mekaar begin redeneer en het gesê, ons verstaan nie. Ons het gedog Christus kom na die aarde, en ons het gedog hy is die Messias, en ons het gedog hy gaan die koninkryk vir Israel kom oprig. Onthou u dit? As u dit nog nie gelees het nie, lees u nie genoeg Bybel nie. Want u sien, is een van die bekendste gedeeltes in God se woord, en as jy nie 'n Bybelleesprogram volg nie, wil ek jou vra, begin met die evangelies. Lees deur Matteus, lees deur Markus, lees deur Lukas en Johannes, en jy sien Christus, God se gestuurde uitstaan. En die Bybel sê vir ons, hierdie 2 manne het mekaar gesels, en hulle het gewonder wat nou aangaan. Christus het gekom, hulle dog hy gaan die koninkryk oprig, hy word aan die kruis vasgenaal, en hulle het nie geglo dat hy werklik kan opstaan nie, want wie is daar wat dood is, wat weer lewe kan gee? Die Bybel sê vir ons, Jesus begin saam met hulle wandel,
En hy sê vir hulle, o onverstandiges met harte, wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Vers 26, moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses en al die profete af vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. En hy sê vir hulle, dit is die woord wat ek met julle gespreek het, toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskryf is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Alles wat geskryf is in Moses en die profete, die Bybel sê vir ons en die psalms moes vervul word. So Christus het gekom met 'n goddelike missie. Hy was nie 'n slagoffer wat op die verkeerde tyd op die verkeerde plek was nie. Hy het gekom in die doel om te sterwe, om die Messias van hierdie wêreld te wees, om die een te wees, wat dan ook sy lewe aflê vir die sondaars. Nou vers 45 is belangrik. Toe open hy hulle verstand, om die skrifte te verstaan. As u vanmôre in God glo, is het omdat hy jou verstand geopen het, om sy waarheid te verstaan, sodat jy eer aan hom kan bring. Dis nie iets wat ek en jy self ontdek het nie. Ons hart is te donker en te duister, soos ons vanmôre sal sien. Vers 46 sê, en hy sê vir hulle, soos het geskrywe, en so moes die Christus ly, en op die 3de dag uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word, aan al die nasies van Jerusalem af, en verder. En wat sê die Bybel vir ons? Hulle harte was brandende, in hulle binneste, toe hulle hierdie boodskap hoor. Toe hulle Christus erken, toe hulle sien, hy is die een wat geleef het, wat gelei het, wat gesterf het, maar ook die een wat opgestaan het. Een van die teoloë het so baie mooi geskryf. Hy sê die funksie van die Ou Testament vir gelowiges vandag is nie primêr om die wet te openbaar nie. Alhoewel die Ou Testamentiese Jode dit as 'n wetskode gebruik het, het die vroeë Christene dit gebruik om te wys dat Christus of Jesus die Christus was. Verder sê hy, die Ou Testament is ook nie Israel gesentreerd nie. Ja, dit openbaar baie oor Israel, maar is hoofsaaklik Christus gesentreerd. Wie van u het al gedink en daaroor gepraat en gepeins, dat die Ou Testament eintlik nie 'n wetsboek is nie, en eintlik ook nie 'n boek oor Israel se geskiedenis nie. Dis eintlik Christus gesentreerd. U sien, ons lees die Bybel baie keer met oogklappe aan in ons, en sien nie altyd Christus in die blaaie van die Bybel na vore kom nie. Hy skryf en hy sê vir gelowiges aan hierdie kant van die kruis funksioneer die Ou Testamentiese skrifte hoofsaaklik om Christus in al sy heerlikheid te openbaar. Nou ek het jou al vertel van een van my vriende, ons het saam groot geword, ons was baie naby mekaar, saam skool gebank, sy pa was 'n pastoor, en ek wil nie sê wat het ons met die nagmaalwyn gedoen nie, maar die hele gedagte was net gewees, ons twee was baie nou gewees. Die Here red my siel, en die Here verander my lewe, en ek het nog steeds vriende gebly, maar nie in dieselfde mate wat ons was nie. Ons kon nie meer dieselfde dinge gedeel het, en dieselfde gesprekke gevoer het nie. Maar op 'n stadium, toe kom bel so 'n paar maande terug, en ek sê vir hom, luister, hoe gaan het met jou? Nee, gaan goed. Hulle noem my ou Gert, hy sê nie ou Gert, dit gaan goed, en hoe gaan met jou? Ek sê, dit gaan goed, en ek begin hom uitvra oor sy Christenskap. Het jy al by die Here uitgekom? En hy sê vir my, luister, ek wil net vir jou sê, ek lees nou net die Nuwe Testament. Die Ou Testament is nie 'n boek wat ek myself meer in begewe nie, want dit is uitgedateer, dit is nie meer op ons van toepassing nie, en kon ek vir hom sê, luister, die Ou Testament is juis belangrik. Want as ons nie die Ou Testament gehaat het nie, sou ons die Nuwe Testament nooit verstaan het nie. Hoe sal ons verstaan dat die Messias gebore is uit die maagd Maria, as die Ou Testament nie reeds vir ons gesê het, dat God alreeds 'n Messias sal stuur nie? Daarom wil ek vanmôre u voorstel aan Christus in Genesis, en ons gaan so deur die loop van die Bybel, soos ons deur elke boek werk, vir u telke male in elke boek wys, in Genesis en Exodus en dwars deur al 39 Ou Testamentiese boeke, dat Christus na vore kom, en dan ook al 27 boeke in die Nuwe Testament. Hy is die senterpunt van die Bybel. Alles draai om hom, God wat mens kom word het. En daarom wil ek vir u sê, vir die gelowiges aan hierdie kant van die kruis, na Christus se kruisiging, funksioneer die Ou Testamentiese skrifte hoofsaaklik om Christus in al sy heerlikheid te openbaar.
Nou vriende, daar is 3 maniere hoe Christus openbaar word in die Bybel. In die Ou Testament in besonder is teofanie, profesie en types. Nou wat is 'n teofanie? Dis 'n verskyning van Christus in die geskiedenis. Op verskeie plekke in die Ou Testament daag Christus op die toneel van die geskiedenis in 'n pre-geïnkarneerde vorm. Nou wie kan gou vir my 1 of 2 plekke noem in Genesis waar Christus verskyn het? Ok, daar's verskillende plekke. Eerste plek het die Here aan Abraham verskyn, Genesis 18. Onthou u die 3 manne wat gekom het? Op die middaguur en later het die Here ook met Abraham gepraat toe hy Sodom en Gomorra sou vernietig het. So met ander woorde, Christus wat al reeds op die toneel verskyn. Onthou, Christus is nie geskape nie. Moenie dat jou predikant jou leer, of 'n kerk, of een of ander iemand jou leer dat Christus geskape is. Hy was nie altyd gewees nie. Christus is van ewigheid af, God drie-enig. Vader, Seun, Heilige Gees. Ons sien ook die man wat met Jakob worstel in Genesis 32. Exodus 3, die brandende bos. Josua 5, die man met die ontblote swaard, en dan verskillende ander gedeeltes. Hier is net 4 van baie voorbeelde wat ek vir u uitlig. So, hoe word Christus in die Ou Testament aan ons geopenbaar? Waar sien ons hom? Op watter manier sien ons hom? 3 tipes. Die teofanie in die eerste plek, en dan sien ons ook die tipe is 'n goddelik geïnspireerde gebeurtenis of persoon in die Ou Testament wat Christus in sy koninkryk op een of ander manier deurgee aan ons. In die Nuwe Testament word Adam, Melchisedek en Isak genoem as tipes van Christus. Sê gou vir my, wat sê die Nuwe Testament oor Christus en Adam saam? Is Christus die tweede Adam? Hy is die laaste Adam. Die eerste ene, sondeloos, die eerste ene was sondeloos gebore, hy het sonde gedoen en die res van die wêreld in sonde gedompel. Christus kom as sondelose God, wat mens kom word. Hy lewe dit wat Adam nie kon leef nie. 'n volmaakte lewe. Hy sterf aan die kruis, en ons gaan later bietjie daarby stil staan, gaan kyk bietjie in die skrif. Christus, die laaste Adam. Die Bybel praat ook die gedagte van die Melchisedek, die hoofpriester, en dan ook Isak. Ons sal bietjie later by hierdie tipe stil staan. Dan sien ons ook Exodus 12, die paaslam, en dan die koperslang, Numeri 21, en baie ander tipes in die Bybel. En dan 'n profesie, is 'n God gegee openbaring, wat die waarheid aangaande Jesus Christus voorspel. Byvoorbeeld Genesis 3:15 is die moederbelofte, dat Christus sou kom, om dan ook die slang se kop te vermorsel, of die Satan dan, die oorwinning oor hom te behaal. In Jesaja 9 vers 5, dat hierdie Christus gebore sou word. Hy as verlosser na hierdie aarde sou kom. Nou vriende, in Genesis sal ons Christus op al 3 maniere vind. Die teofanie, die profesie en die tipes. Daarom sê ek, vanmôre gaan 'n tipe van 'n lesing wees. En ek hoop u is ingestel om te hoor, want ons kom by die belangrikste figuur uit. Die meeste mense dink die Bybel en prediking moet gaan oor die dominee gaan my oor my vingerstuk, oor dat ek hierdie week verkeerd gedoen het, of hy gaan my geweldig inspuit met 'n bemoediging om uit te gaan en te sweef. So 6 duim bo die grond, omdat ek aan die Here behoort. Ja, hierdie goed is belangrik van tyd tot tyd, maar die belangrikste tema van elke boodskap moet wees Christus en hom as gekruisigde. Hoe verheerlik ek hom? Hoe stel ek hom te leer deur my sonde? Hoe kan ek regmaak? Hoe kan ek die pad saam met die Here stap? En dis waaroor vanmôre se boodskap gaan, Christus in Genesis. Nou vriende, kom ons kyk waar verwysings en tipes van of heenwyses na Jesus in Genesis voorkom. Die eerste waarmee ek wil wegval, en ek dink u het miskien al agtergekom terwyl u saam met my deur Genesis 1 gewerk het. In Genesis 1 vers 1 verklaar die Bybel, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Nou, baie interessant is die Hebreëse woord wat daar vir God gebruik word, is die woordjie Elohim. Hierdie woord is in die meervoud, terwyl die Hebreëse woord vir geskape in die enkelvoud is. Nou, wat is dit? Het God of gode die hemel en die aarde geskep? Verder sê God in Genesis 1 vers 26, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Nou toe ek op Kweeskool was, toe leer hulle vir my, as jy by 'n gemeente kom, moet jy sê, in hierdie week het ons voorberei, en het ons dit en ons dat. Toe dink ek later myself, ek was baie oorgewig, maar ek is nie ons nie.
Ek is nie meer as een nie, ek is 'n enkel. Maar as die Bybel praat van ons, as dit kom by God, dan wil Here klem lê daarop dat God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, die drie enige God geskaap het. Nou luister, ek het die volledige Bybel, al 66 kanonitiese boeke. So ons kan terugkyk in die geskiedenis, ons kan sien wat God sê, en ons kan sien hoe die openbaring ontvou het, tot by Jesus se doopgeleentheid. Die Bybel sê, waar Christus gedoop was, die hemel het oopgegaan, die Heilige Gees het in die vorm van 'n duif op hom neergedaal, en die stem uit die hemel het gekom, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Vriende, as ons kyk na hierdie verse, sien ons die pluraliteit binne die Godheid wat beklemtoon word, selfs in hierdie heel eerste hoofstuk in die Bybel. Dit alles dui op die leerstelling van die drie eenheid, wat eers later in die leerstellings van die Nuwe Testament duideliker gemaak is. Wanneer die skrif praat van een God wat skep, sluit dit die persone van God die Vader en God die Seun en God die Heilige Gees in, wat die heelal saam skep. Ek wil u vanmôre net 'n vraag vra voor ek aangaan. Wie van u verstaan die drie eenheid? Okay, ek moet my hand ook afhou. Waarom sal ons nooit die omvang, die volheid van die drie eenheid kan verstaan nie? Luister vriende, as ons God kon uitredeneer, soos ons een of ander wiskundige som, of miskien een of ander iets wat gemaak is deur 'n mens, kan dissekteer en uit mekaar kan haal en sê, o ja, dis wie dit is, of dis hoe dit werk, of dis hoe hierdie persoon funksioneer, dan sou ons hom nie aanbid het nie. Ons hart is te sondig. Ons sou soos God wou wees, presies wat die duiwel vir Adam en Eva gesê het. Die feit dat God as 'n enige wese om bekend maak in drie persone, bly vir ons 'n misterie, maar ons aanbid God die Vader deur die Seun in die kragvolle werking van die Heilige Gees, en tog aanbid ons net een God. Daarom is het belangrik dat ons die Bybel sal lees, om te sien dat die Bybel sê God het geskape, maar luister, hoe kom Jesus Christus dan na vore? Jesus Christus word verskoon in die Nuwe Testament in onmiskenbare taal as medeskepper saam met sy Vader bevestig. Wie van julle het al raak gelees? Wie van julle het al raak gelees? Nou kan jy maar opsteek. Jy het nog nie raak gelees nie. Maar kom ek lees vir u. Nou ek so opgewonde, ek het gedog ek bring vir u ou nuus op 'n nuwe en vars manier. Nou kan u saam met my nuwe nuus aanhoor in die Bybel, 33 vertaling, 53 vertaling, ou vertaling, hoor wat sê Johannes in sy Johannes Evangelie. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Baie belangrik, hierdie teks stel nie net Jesus Christus duidelik as God voor nie, maar het verklaar dat niks in God se heelal apart van hom tot stand gekom het nie. Johannes 1 vers 10, hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan. In die begin het God die hemel en aarde geskape, laat ons mense maak na ons beeld en gelykenis. Die drie enige God skep, en Christus, die Bybel sê vir ons baie duidelik, is die een wat skep saam met God die Vader en God die Heilige Gees. Baie interessant, die woordjie, in die begin was die woord. Nou ek het nou dag iemand gehoor wat vir my gesê het, luister, in die begin was die Here die Bybel, en die Bybel was die woord, en die woord was Jesus, en is dit so? Die Here sê nie in die begin was Jesus die Bybel nie. Die woordjie wat hier gebruik word is die woordjie logos, 'n baie bekende terme vir die Jode en vir die heidene van daardie tyd. En eenvoudig wat Johannes hier vir ons wil kom sê is dat Christus is die presiese openbaring van God. Hy is die verteenwoordiger van God. Hy is Immanuel, God met ons. Toe Johannes sy evangelie begin en hy sê, in die begin was die woord en die woord was by God, het nie Jood of heiden misverstaan wat hy bedoel het nie. Hulle het verstaan dat hy sê Jesus was God wat mens kon word het. Ek vat nie verder deur hierdie baie besondere gedagte. Die apostel Paulus bevestig Christus eweneens as skepper in Kolossense 1:16, waar hy skryf, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele
en op die aarde is wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Waar vind ons Christus in Genesis? As skepper. Van ewigheid af was hy daar gewees. Hebreërs 1 vers 8. Maar van die seun, u troon, o God, is tot in alle ewigheid, die scepter van u koninkryk is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat. Daarom het, o God, u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle en u, o Here, het in die begin die aarde gegrondves en die hemele is die werke van u hande. Nou gaan u vir my sê, maar ek het dit al gelees, man. Ek het dit al gelees. Daarom maak aantekeninge daarvan, want daar is baie godsdienste vandag wat sê dat Christus nie God is nie. Die Jehova Getuies, die Mormone en selfs die Rooms-Katolieke Kerk vat Christus en Maria en stel hulle gelyk. Ons kan nie. Christus is bo alles. Hy is bo elkeen wat op hierdie aarde geleef het en nog sal leef. Hy is nie gelykstaande aan Mohammed of gelykstaande aan Joseph Smith of aan die paus of enige ander een nie. Hy is God wat mens kom word het. Hy is die een wat gespreek het en dit het geskied. Hy is die een wat geskape het en daarom het ons lewe en asem en al die genade voorregte wat ons het. Verbly u nog in Christus, jou skepper en my skepper, die een wat ons in stand hou. Die tweede een was vir my wonderlik in my voorbereiding. Ek vra ek u gesê, gaan in min of meer in die vorm van 'n lesing wees. Nou ek weet nie of hierdie lesing vir u al aan die hart gryp nie, maar die gedagte wat vir my getref het, is dat hy nie net skepper is van my liggaam nie, maar dat hy ook herskepper is van my siel. Kom ek vat u na Genesis toe. 'n wonderlike tipe, onthou u nou, die teofanie, die tipes en die profesie. So hier is nou 'n tipe, 'n wonderlike tipe of heenwyse na Christus en sy verlossingswerk vind ons in Genesis 1. Ek lees gou vir u. Genesis 1 vers 2 sê, die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreld vloed, en die gees van God het gesweef op die waters, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Vriende, hierdie lig was nie Christus wat geskape was nie. Luister, God het lig geskape. Hierdie lig wat God geskaap het, was om onderskeid te maak tussen lig en duisternis. Die son, maan en ster het later gekom, maar God is lig. So die gedagte is, God het nie Christus geskape en hier was die lig gewees nie. Nee, ek gaan vir u deur hierdie gedagte vat om dit vir u te probeer verduidelik. Waarom ons sê dis 'n tipe van die redding van die sondaar en hoe Christus ook baie duidelik daar na vore kom. Nou vriende, die Bybel sê vir ons dat die aarde was woes, leeg en duisternis was op die wêreld vloed. En nou wil ek vanmôre vir u 'n groot geheim vertel. Want in ons reeds wat ons hanteer in ons oordenkings oor die sielkunde en die Bybel en dan Bybelse berading vir blywende verandering, u gaan hierdie week hoor dat die meeste van die sielkundiges sê dat die mens eintlik baie goed is in homself. Hy moet net hierdie goedheid ontgin, ontdek en ontgin. Dan sal die wêreld 'n beter plek wees. Luister, ek kan u waarborg, dis nie so nie. Die Bybel sê vir ons dat alles is woes en leeg en duisternis was op die wêreld vloed gewees voor God gesê het, laat daar lig wees. En dit is die toestand van die menslike hart totdat die Here dit besoek in wederbarende genade. Wanneer laas het u besef hoe diep verdorwe u en ek werklik is? Ek wil vir u, so langer ek die pad met die Here stap, hoe meer besef ek hoe boos my hart is. Hoe meer ek God se heerlikheid en heiligheid sien vanuit die blaaie van die Bybel, hoe meer sien ek my eie murmureringe, my eie ondankbaarheid, my eie rebellie, my eie begeerte na dit wat God nie as belangrik ag nie. Luister, die verlore mens se hart is in 'n toestand van chaos en wanorde. Ek dink miskien kan u so ietsie daarvan sien in Suid-Afrika. In die wyse waarop die een optree teenoor die ander een. As jy deesdae op die pad ry, ry jy so. Jy ry net so. En as die roebord vir jou groen is, en daar kom 'n paar karre oor die rooi en dan stop jy en dan waai jy net. Jy wys nie vir die ou as jy van looitjie getik nie.
Want dan weet jy gaan dit nie maak nie. Dis nie hy nie, jy gaan dit nie maak nie. Die beginsel wat ek vir u wil deurgee, die mens se hart is in chaos en wanorde. Ons hart is geneig tot die sonde. Dis presies wat die woord vir ons wil kom leer. Daar is geen geloof in Christus, geen liefde vir God, geen gehoorsaamheid aan sy woord te vind nie. Dis 'n verwarde massa van dooie sondigheid. Net soos die eerste aksie in die skepping van die wêreld, die gees was wat op die water beweeg, is die eerste aksie in die herskepping van die siel, die misterieuse werk van die Heilige Gees. Luister, die dag toe die Here my en jou siel kom red het, was dit 'n werk van God, voor die grondlegging van die wêreld bepaal in my en in jou lewe. Dis iets wat ons nie verstaan nie. Wat sê Johannes vir ons? Hy sê die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit God gebore is. Voor daardie groot werk van God is ons harte woes en leeg, vol duisternis en sonde. Hoor gou, sodra die Heilige Gees op die oppervlak van die water begin beweeg het God gesê in Genesis 1 vers 3, laat daar lig wees. En was daar lig? Onmiddellik, in 'n oomblik, toe staan lig, want God het gesê, laat daar lig wees. Luister vriende, die vraag is, hoe het die lig te midde van die duisternis verskyn? God het dit beveel, en dit moes wees, dit was so. En ek wil vanmôre vir jou iets wonderliks kom leer uit hierdie tipe beeld. Hierdie tipe beeld, iets wonderliks kom leer. Hoe verskyn verlossing in die menslike hart? Kom ek gaan vir u vat deur die woord. God beveel dit om so te wees, en dit is. Die opwekking van Lazarus dien as 'n goeie voorbeeld. Is altyd goed om 'n tipe of 'n voorbeeld by 'n tipe te voeg. Nou, almal ken die verhaal van Lazarus, die goeie vriend van die Here Jesus. Wie was sy twee susters se name? Daar's 'n geweldig baie Martas en Marias, né? Geweldig, my ouma se naam, sover ek onthou, was Martha gewees. Maar die hele gedagte is, Lazarus gaan dood, hy's 4 dae in die graf. Wie van u gaan as iemand 4 dae in die graf is, 'n versoek indien om daardie persoon uit sy kus te haal, op te grawe, en daardie persoon na vore te bring? Wie van u gaan dit doen? Sê gou vir my? Nooit! Ons is al so bang vir die dood, as daai persoon sy laaste asem uitblaas, dan bel ons al af, Bob. Kom haal net, ons is bang vir die dood. Weet jy waar kom die TV-kamer vandaan, of die gesinskamer? 2 vrouens in Amerika, klompie jare gelede, hier in die 40s, 50s, het gesê dat, wanneer mense doodgegaan het vroeër jare, was daar die liggaam neergelê, in 'n bepaalde kamer in die huis. Al die kinders moes kom groet het vir die oom of die tannie, of die pa en die maan. Hierdie 2 dames het gesê, dis te morbied. Kom ons raak ontslaaf van hierdie kamer, en ons noem dit 'n gesinskamer, of 'n TV-kamer, of 'n ontspanningskamer. En vandag besef ons nie meer, hoe ernstig die dood is nie. Ons kinders kom nie meer in aanraking daarmee nie. Luister, as ons kinders weer van vooraf gaan begin besef, dat hierdie helde op televisie wat vandag doodgeskiet word, en môre is in 'n ander rolprent beskikbaar, of speel hy 'n ander hoofrol daar, dit werk nie regtig so nie. As ons sterwe, is ons besig om ons liggame besig om te vergaan, en gaan ons voor God rekenskap gee. Die hele gedagte, Lazarus was 4 dae dood. Met ander woorde, sy liggaam was besig om al te ruik. En die Bybel sê vir ons, Jesus Christus het buitekant die graf gestaan. Jesus Christus die lig van die wêreld. Ja, die Almagtige het die opdrag gegee. En luister, die oorspronklike taal sê dat Jesus uitgeroep het, Lazarus, kom uit! Dis wat gebeur het. Hy het nie gefluister nie. Almal moes hoor, God praat. En die volgende oomblik sê die Bybel vir ons, het Lazarus toegedraai in sy grafklere, uitgestap gekom. Ek wens ek was daar. Ek wens ek was daar. Wat 'n wonderlike openbaring van God se heerlikheid. Wie is Christus? Hy's die skepper, hy's God wat mens kom word het. Hy staan by hierdie graf en hy gee lewe aan hierdie dooie liggaam. Luister, net so sal die sondaar wat dood is in sy oortredings en sondes, alhoewel magteloos om hom te bekeer en in Christus te glo, uit geestelike dood na geestelike lewe voorkom, wanneer die almagtige Christus die opdrag gee.
Wanneer die woord van Christus se almag uitgaan, sal 'n reddende lig in die siel van die sondaar verskyn. In my vorige kerkdenominasie was ek beskuldig van dat ek maak nie uitnodigings na my dienste nie. Dominee, dit was so 'n kragtige preek. Jy moes net 'n uitnodiging, hulle sal gekom het by die dosyne. En wat sê ek elke keer vir hulle? Ek is nie hier om 'n vertoning te lewer nie. Ek is hier om vir u te sê, as God jou wil red, gaan hy jou red. As hierdie waarheid van die woord jou hart tref, gaan jy nie wag vir my uitnodiging nie. Jy gaan deur die Heilige Gees gedring word, en jy gaan roep om genade. Daar was nie 'n voorstel gewees dat God moet lig skape aan die begin nie. God het gesê, laat daar lig wees. Geen mens het aan God 'n voorstel gemaak om die siel, die sondaar siel te red nie. Dis iets wat God doen uit genade. Volg asseblief saam. Miskien kan u vir my vanmôre sê, maar luister ou Gerard, jy is besig met 'n fantasievolle verduideliking van hierdie storie oor die skepping en om vir ons te probeer sê dat dit is hoe die sondaar hart lyk en alles, maar kyk gou wat gebeur in Korintië gemeente. Die apostel Paulus gaan terug na die skeppingsverhaal om vir die gemeente in Korinthe hulle redding te verduidelik. Kom ek lees vir u, dan kan u self beoordeel en kan u vir my sê, is ek dit vergesocht om te sê wat ek sê of is dit in lyn met die woord. Paulus kom na die Korintiër gemeente en hy sê vir hulle, maar as ons evangelie dan nog bedek is dit bedek in die wat verlore gaan. Naamlik die ongelowiges en wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Ek het vanmôre 'n boodskap geluister van Dr. Aarsie Sproul uit die boek 2 Petrus wat handel oor die feit dat Christus sy heerlikheid kom openbaar het. Dat Christus vir ons is hierdie kosbare skat is. En hy vertel aan die einde van hierdie boodskap van hom dat hulle in debat was met 'n ateïs. En die ateïs het gesê, as die Here homself maar net meer duidelik aan ons bekend gemaak het, sou ons aan hom geglo het. Sal dit eendag dien as 'n verontskuldiging voor God? Luister, hy het hom duidelik aan ons bekend gemaak. Die feit is, as jy nie wil glo nie, is dit omdat jy hardnekkig teen die prikkels kop. Vers 5 sê, ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here en onsself as julle diensknegte om Jesus wil. Vers 6 klink vir my amper soos Genesis 1. Hoor dit staan daar. Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Daarom kan 'n ware weergebore mens nooit sy saligheid verloor nie. Waarom? Dieselfde God wat gesê het, laat daar lig wees en daar was lig. Dis hy wat in my hart geskyn het, my dooie sondige toestand kom sien het, my kom red het, my lewe kom gee het en ek kon uitroep om genade. Daarom kan ek nie my saligheid verloor nie, want is iets wat God my gee. Hy spreek in hierdie duister hart en hy bring lig. Hy spreek in hierdie sondige hart en hy bring vergifnis. Daarom is redding 100% die werk van die Here. En jy sê nou vanmôre vir my, maar Gerard, die Bybel sê ek moet glo. En jy's reg. Jy moet glo. Maar jy geweet, geloof is 'n geskenk uit die hand van God. Is nie uit die werke nie, sodat ons nie sal roem nie. Geloof is 'n geskenk wat God ons gee. Daarom eer ons hom as die goeie gewer van hierdie saligheid. Vriende, let op wat die teks beskryf, hoe God dit vir die Korintiërs stel. Die teks sê vir ons dat dieselfde God wat die lig beveel het om in die begin te wees, dieselfde God is wat in ons harte geskyn het, om die lig te gee van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Christus. Deur ons te red, het Christus sy reddende, geestelike lig in ons harte geskyn, ons geestelike blindheid genees, en die mag van Satan oorwin, wat ons in duisternis en onkunde gehou het. Hy het ons verlos uit die domein van die duisternis en ons oorgeplaas na die koninkryk van sy geliefde seun. Kom ek verduidelik vir u verder. Kolossense 1 vers 13 sê, hy wat ons verlos het, uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde.
en wie ons verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. As jy nie vanmôre weergebore is nie, het jy nie 'n klou waaroor ek praat nie. Dan gaan jy vanmôre dink, waarvan praat hierdie ou? Duisternis en lig en in my hart lig geskyn en luister. As God hierdie skille van jou oë laat afval, as die Heilige Gees jou sonde aan jou openbaar en hy kom red jou, en Jesus Christus word jou verlosser en saligmaker, dan sing jy, o blye dag, waarop my siel deur Jesus bloed gereinig is. Ek juig terwyl ek dankbaar kniel voor Jesus wat my redder is. So 'n paar versies om jy af te sluit. Johannes 1 vers 4 sê, in hom was lewe, en die lewe was lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Vriende, as jy vanmôre nog ongered is jy eintlik dood. Jy kan vir my sê, luister, ek sê dood, ek lewe. My hande beweeg, en ek eet, en ek drink, en ek slaap. Jy's geestelik morsdood. Jy's skuldig voor God. En as jy sterf, sal jy vir ewig in God se oordeel die angs en die pyn van die sterwe en dan ook God se oordeel ervaar. Daarom, die Bybel sê, in hom, in Christus is ware lewe. Jy begin lewe en ek begin lewe, die oomblik as Christus geestelike lewe vir ons kom gee. Johannes 8 vers 12, en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Toe sê die fariseërs vir hom, hulle het altyd 'n eiertjie gehad om te lê. En toe lê een van hulle eiertjie en sê, u getuig van u self, u getuienis is nie waar nie. Jesus antwoord, al getuig ek ook van myself, my getuienis is waar. Ek is die lig van die wêreld. As my lig nog nie in jou hart geskyn het, om die duisternis op te klaar nie, is jy soos 'n lewende dooie wat wandel op pad na God se oordeel. Die laaste tipe wat ek vanmôre vir u gaan noem is Isak, die seun van die belofte en die lam as plaasvervanger. Almal ken vir Abraham. Vader Abraham het baie seuns. Baie seuns het Vader Abraham. Is die liedjie wat die kinders sing. Abraham word geroep deur God in Genesis 12. Uit Abraham word die geslag, die Israeliete gebore. En die Bybel sê vir ons dat die Here 'n verbond met Abraham gesluit het. God sluit 'n verbond met Abraham, nie Abraham met God nie. Abraham maak nie 'n voorstel aan God oor die verbond nie. God red Abraham, God stuur Abraham uit en op 'n stadium beloof die Here vir Abraham 'n kind. Sê vir my, het Abraham die Here geglo? Abraham het gesê, Here, baie dankie, maar ek is oud, 90, nou Saraitjie, plooitjies kom, oud, daar's nie 'n kans nie. En toe wag hy 'n klompie jare en die Here bevestig hierdie belofte vir hom. En op 'n stadium sê Sarai vir Abraham, luister Abraham, ons weet die Here bedoel goed, maar jy's oud, ek is oud, Hagar is jonk, kom ons maak 'n plan. En Abraham sê vir haar, jou plan is goed. En die Bybel sê by Hagar 'n kind verwek met die naam van Ismael. Baie moeite, baie hartseer, baie verdriet vir Abraham, vir Sarai en vir die wêreld tot vandag toe. Want sonde het gevolge. Maar wat gebeur? Die Here gee vir hulle later Isak, die seun van die belofte, die erfgenaam. Die een in wie die geslag gebou is. Die Israeli geslag. En die Bybel sê vir ons toe hierdie seun so 12, 13 jaar oud was. Toe sê die Here vir Abraham die volgende. Na hierdie ding het God aan Abraham op die proef gestel en hom gesê, Abraham, en hy antwoord, Here, hier is ek. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste, wat jy lief het. Het jy al gewonder waarom die woord keuse in die Ou Testament, in Genesis 22, so was? Neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isak, en ga na die land Moria en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge, wat ek jou sal aanwys. Jy onthou ons wat gebeur het, Abraham het vir die Here gesê, daar's nie 'n kans nie. Ek sal dit nie doen nie. Dis die kind wat ek al so lank voor gewag het. Nee, wat sê die Bybel? Die môre toe die son uitkom, het Abraham klaar alles gepak.
En hy sê vir die seun, laat ons gaan om aan God te offer. Onverskrokke in sy geloof. Abraham, hulle kom by die berg Moria, hy lê sy seun op daardie altaar. Ek wil nie vir u probeer vertel wat deur daai kind se gedagte gegaan het, of deur Abraham nie. Al wat ek net weet, die Bybel sê, Abraham het God so geglo, dat hy geweet het dat God by magte was om Isak uit die dood op te wek. Wat 'n onwrikbare geloof. Maar die Bybel sê vir ons, dat toe Abraham die mes afbring om Isak te slag, toe roep die Here van die hemel en sê vir hom, Abraham, Abraham, nou weet ek, dat jy jou enigste wat jy lief het, nie vir my terughou nie. En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met een se ram, wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem, en dit as brandoffer, in die plek van sy seun geoffer. Nou, u kan seker al klaar die tipe beeld hier sien. Christus die geliefde van die Vader. God wat mens kom word. Hy kom sterf in ons plek. As u vanmôre Spurgeon se dagstukkie gelees het, dan sal u sien dat Christus gereken was onder die misdadigers. Ek as misdadiger, hy gaan sterf in my plek, sodat ek nie eendag in sy oordeel moet beland nie. Hoor hoe mooi kom die Nuwe Testament, en die Nuwe Testament leer ons in Johannes 1:29, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Luister, wie het Johannes hier gesien? 'n Lam? Nee, skapie. Nee, hy het Jesus gesien. Maar hy bring die Ou Testamentiese beeld en hy sê, dat soos die lam in die Ou Testament in die plek van die skuldige geslag was, so sal Christus kom. En hy sal in die plek van die sondige mense sterwe. Hierdie hele wêreld beteken nie elke liewe mens nie, maar is elke mens uit elke nasie, taal, volk en stam. Die konteks is baie duidelik. Bybel sê in Johannes 3 vers 16, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Matteus 17 vers 5, dis my geliefde seun, in wie ek welbaat. Isak 'n tipe van Christus wat op hierdie altaar sou sterwe. Die lam as plaasvervanger, Christus as plaasvervanger. Die een wat sy lewe kom gee het. Hoor dit sê Hebreërs 9 vers 24, want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Ook nie om homself dikwels te offer, soos die hoofpriester elke jaar in die heiligdom ingaan, met bloed wat nie sy eie is nie. Want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Ek wil hê as u die Ou Testament lees, moet u bloed ruik. U moet skape hoor bler, u moet beeste hoor wat bulk. U moet sien hoe een na die ander dier geslag word, bloed gevloei het, want dis wat Christus gedoen het. Luister, dit was nie 'n goedkoop, sommer hier jy verlossing nie. Dis nie dat hy gesterf het en nou moet ons 'n klomp reëls en regulasies navolg om tog by die hemel in te kom nie. Nee, die onskuldige sterf in die plek van die skuldige. Hy is die plaasvervanger vir my en vir jou sonde. En die Bybel sê vir ons, hy hoef nie elke jaar gekruisig te word nie. Hy hoef nie elke jaar soos die priester diere geslag het, elke dag diere geslag het, diere te slaghof, 'n offer te bring nie. Die Bybel sê maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. Hebreërs 10:11, en elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffers te bring, wat tog nooit die sondes kan wegneem nie, maar hy, Christus, het nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God. Die Jode wag nog vir Messias, hulle gaan lank wag. Want as hy terugkom, gaan hulle sien, dis hy wat hulle deurboor het. Dis hy wat, nadat hy die offer gebring het, gaan sit het. Die werk is afgehandel. Daar sal nooit weer 'n offer gebring word nie. Want God het hierdie offer van Christus eenmalig aanvaar. Hy is die een wat gesterf het in die plek van die skuldiges. Vriende, ons vat gou saam. Lukas 24, vers 26 het ons mee begin. Onthou u? En hy het begin van Moses en al die profete af, en vir hulle uitgelê in al die skrifte, die dinge wat op hom betrekking het, toe is hulle oë geopen, en hulle het hom herken, en hy het hulle uit hulle gesig verdwyn. En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons
toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het nie. As u vanmôre Christus nie ken nie, sal u hier uitstap met 'n koue hart. En u sal sê, wat het hierdie ou alles vanmôre vir ons gesê? As die lig van Christus se genade op jou lewe geskyn het, sal jy vanmôre hier uitstap en jy sal sê, wow, watter verlosser. Wow, watter saligmaker. Dat hy die luisterryke hemel verlaat het en aan die kruis gesterf het en sy lig in my hart geskyn het in hierdie woeste, chaos, sonde bedwelmde hart en lewe kom bring het. En vir my gesê, kyk, ek is met jou tot aan die volëinding van die wêreld. U hart kan alleen brandende wees as u Jesus ken as u persoonlike verlosser en saligmaker, ja, die koning van u lewe. Volgende week gaan ons aangaan met hierdie lesing, hierdie tipe gedagte van Christus in Genesis. Ons gaan kyk na Genesis 3 vers 15, die moederbelofte. Ons gaan 'n bietjie vir u uitlê, die gedagtes daar rondom. Ons gaan kyk na 'n paar ander gedagtes en dan ook so u hart versterk. Dat Moses en dat die boek Genesis Christus baie duidelik vir ons afskilder. Mag die Here vir ons groot genade gee. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir u goedheid, genade en guns oor ons. Baie dankie dat u as skepper in Genesis na vore kom, dat u die een is Here Jesus wat in ons harte die verligting kom bring. U evangelie aan ons harte kom openbaar. Dankie dat u die een is wat in ons plek gesterf het. Vader, ons verheerlik u in u Seun Jesus Christus deur die kragvolle werking van u Gees. En waar ons nou aan die tafel gaan sit om u dood te herdenk, wil ons vra, Here, reinig ons van ons sonde. Die sonde van ongeloof en twyfel, van murmurering en van ondankbaarheid. Here, die sonde van waar ons dikwels na die woord gaan en sê, kan dit regtig wees? Here, selfs die sonde van die daadsonde wat ons doen met die wete dat ons weet Christus vir ons gesterf het. En nog steeds is ons soms aan u ongehoorsaam. Vergewe ons en help ons en leer ons, sodat ons nougeset kan wandel volgens alles wat u vir ons gee. Here, uit u en deur u en tot u is alle dinge, aan u die heerlikheid, die krag, die mag en die majesteit van nou af tot in ewigheid.